Ek het vanoggend 'n redelike groot taak op my hande met dit wat die Here vir my gegee het. En het is interessant om te sien hoe die dienswending gaan wanneer God se Gees in 'n rigting wil beweeg. En of wie wil jy nie die Here 'n lof of vergeet? Want daar is niemand waar niemand soos hy. Amen. As jy Bybel saamgebring het en jy oopmaak, Markus 10, ons gaan so 'n paar verse saam lees vanaf vers 35 af. Mark 10 from verse 35. Mark 10 verse 35. Amen. Halleluja. Kan ek vir my sê, amen. Amen. As jy nie die Bybel het, kan jy sommer op die woord saam lees. Hierdie is 'n redelike bekende gedeelte in die Bybel. En ek het vroeër in die week gebid en ek het die Here gewag en ek het nie regtig iets konstruktiefs gekry wat ek wou bedien nie. Ek het toe maar op 'n stadium weer gaan sit en met die Here gepraat en ek het begin werk aan iets. Maar vanoggend vroeg, toe ek in my kantoor instap, bid ek en ek sê, Here, U wil, dit wat U wil vir U kinders sê, dit gaan nie oor my nie. En ek kan eerlikwaar vir U sê, as dit nou van my afhang, sou dit baie beter wees en baie lekkerder wees, maar ongelukkig kan ek nie anders as om net te bring dit wat God vir my gee nie. Amen. En ek wil vir u sê, ja, ek lees in die week iets wat 'n pastoor op sosiale media plaas, en hy sê, hy verstaan hoekom ballonne en blomme partykeer nodig is in Pinksterkerke. Hy sê, want as dit net is soos dit is, dan is dit maar 'n harde pad om te stap. Maar weet jy wat, ek verkies die harde pad, en ek weet, dit hou nou op die plek waar ek moet wees. En ek kom uit waar ek moet wees, en weet wat, God gaan nie met ons in 'n rigting beweeg, as dit sommer maar net is, en daar's 'n rede daarvoor. So ja, ek gaan vanoggend my bes doen, ek staan hier en ek is afhanklik van God se Gees, en hy het my so mooi gevang het. Ek gaan vir julle lees, hy sê vers 35, en Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het na hom gekom en gesê, Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons u ook al mag vra. En hy sê vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, gee aan ons dat ons mag sit in die heerlikheid, een aan die regter en een aan die linkerkant. Maar Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hierdie doop wat hy hiervan praat, is nie die doop van water nie, maar dit is die doop van smarte en pyniging wat Jesus Christus deurgegaan het op hierdie aarde vir my en vir jou. En hulle antwoord, ja, ons sal. En weet jy wat, dit is 'n baie maklike ding. En ek sê dit met absolute respek, maar ons as kinders van die Here, wanneer ons gekonfronteer word in groepsverband, is dit baie maklik as die vraag gevra word, sal jy? Ja, ek sal, pastoor. Ons almal sit hier, ons almal wil hemel toe gaan. Maar weet jy wat is die sad ding? As ek nou vir julle moet vra, as jy moet hemel toe gaan, is jy bereid om nou te sterf? Fisies te sterf. Wat sal die antwoord wees? Not now. Verstaan? En dit is die ding. Christen is 'n snaakse spesies, hoor. Ons wil hê die Here moet ons vergewe.
Want dis onder andere waar ek wou praat. Die maat waarmee jy meet, gaan vir jou meer gemeet word. Want jy sien, ons is vinnig om te sê, Here, genade vir my. Maar wat wanneer dit kom by genade by die man by die robot, is dit nie daar nie. Wanneer dit kom, Here, vergewe my, dan moet God my vergewe. Maar wanneer dit by my kom om ander te vergewe, dan sê, maar jy nie verstaan nie. Maar dan wil ek vir jou sê, kind van God, verstaan jy die beker wat hy moes drink? En hulle antwoord om vers 39. Ons kan, maar Jesus sê vir hulle, dis waar, die beker wat ek drink, sal julle drink. Met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om te sit aan die regter en aan die linkerrand, berus nie by my om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is. En toe die 10 dit hoor, begin hulle verontwaardig te word oor Jakobus en Johannes. Maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê, julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Nou die laaste 3 verse is dit waaroor ek met u wil praat. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Tot sover. Nou baie meeste van die Christene wil soos Jesus wees. Dis so lekker om hier die koortjie te sing, te wees soos Jesus. Ek verlang om te wees soos hy. Ek weet nie of ek moet sê nie, want mense gaan my kwaad word. As jy volgende in hierdie plek gestaan, en jy het gesin te wees soos Jesus. Hoor mooi, daai woorde, te wees soos Jesus. That comes with the price. And if you sang it, and you're not willing to pay the price, you lied. Hoor mooi wat ek sê. Van die soogte pastoor is so lekker die kind te sê. Maar om te wees soos hy, kos 'n prys. Om te wees soos hy, val nie net uit die hemel uit nie. Dit kos opoffering. Want jy sien, ons almal sê, ek wil soos Jesus wees. Maar min is bereid om te doen dit wat hy gedoen het. En ek praat nie eers van die kruisdood nie. Ons gaan vandag praat nie oor hoe groot jy kan wees nie. Ons gaan vandag praat van hoe klein jy kan wees. Hoe gering jy kan wees. Of sal ek eerder sê, ons gaan praat oor hoe laag is jy bereid om te buig. Want jy sien, in die koninkryk van God, werk dinge bietjie anders as in die wêreld buite. Die wêreld sê, klim op, wees eerste, wees belangrik, wees gesien, wees erken. Maar Jesus sê, buig af en was voete. Jy sien, ek wil vandag vir jou vra, kind van God, hoe bereid is jy om te dien? Maar hoe diensbaar is jy regtig volg? Want jy sien, dit is baie maklik om te sê, Here, ek sal. Maar jy sien, die probleem is, dit gaan nie oor hoe diensbaar jy is, wanneer mense kyk nie,
maar dit gaan hoe diensbaar jy is, wanneer daar niemand is nie. Want jy sien, wanneer dit diensbaar is, kos dit iets. Dit vat van jou tyd, dit vat van jou trots. En Jesus was die grootste, mooiste voorbeeld van wat dit is om te dien. Die woord sê, hy het nie gekom om te dien, om gedien te word nie, hy het gekom om te dien. Nou dink net vir 'n oomblik, jy weet ek is 'n prentjie mens, right? Wie is Jesus? Die koning van konings. Hy is God almagtig. Hy is die seun van God. Hy is die een wat deur engele gedien word. As hy 10.000 engele 'n opdrag gee, doen hulle dit sonder om te huiwer. Dit is van wie ons praat. En tog verlaat hy sy heerlikheid, sy koninkryk, en hy kom bewandel die aarde vir 33 jaar. En wat kom doen hy? He comes to serve. Om voete te was. En ek weet hoekom ek weet, ek gaan nie op my voete was nie. Weet, dit is mos baie keer vir mense baie sensitieve ding. Maar nou wil ek vir jou vra, die Here Jesus Christus in die woord na die disippels toe gegaan het en hy voete gewas het. Jy moet verstaan. My manne loop op stof en is klippe en dit is allerlei dinge. Hulle het sandale gehad, hulle voete het ook gesweet. Maar hier kom hy en hy kom vat die handdoek en hy bak water en hy buig voor sy disippels en hy was hulle voete. Die God van die hemel en die aarde. Ek kan het gerus gaan lees in Johannes 13. Hy kom en hy kniel voor die een wat hom gaan verraai. Hy kom en hy kniel voor die een wat hom gaan verloor. Hy kom en hy kniel en was die voete van die wat sy rug op hom gaan draai. Petrus sê, Here, jy sal nooit my voete was nie. Wat sê Jesus vir hom? As ek jou nie was nie, het jy nie deel van my nie. Ons wil deel hê. Ons almal wil deel hê. Maar ons is nie bereid om te doen wat hy gedoen het nie. Maar pastoor, jy kan nie so sê nie, jy ken my nie. Jy sien, die groot probleem met mens vandag is, ons wil titels hê. Ek weet van manne en vroue wat agter titels aanhardloop. Ouens wat sê hulle wil doktersgraad hê. Hy is nog net so klein soos hy is. Maar my maatjie, as jy met my praat, sê jy vir my dokter. Ek weet, dis hartseer, om te kyk waar mense is, hoe mense is, wat mense doen. Want jy sien, mense wil gesien word, mense wil erken word, mense wil belangrik voel. Want dit gaan oor mens. Weet jy wat het dit in elk geval met enigheid uit te waai vir jy is? Want as daar 'n wonder of 'n teken deur hierdie hande plaasvind, is dit nie ek nie, dit is God almagtig. Geen mens doen dit nie. Maar jy sien, ons wil die titels hê. Ons wil gesien word, maar die probleem is, ons wil nie dien nie. We do not want to serve. If we want to serve, and we do say sometimes we want to do it op ons eie terms. Ons sê maklik, Here, gebruik my. Maar Here, net solank dit gemaklik genoeg is vir my.
Ek wil vir jou sê dat, en ek weet nie, Edward, maybe you can agree with me, wanneer God jou gebruik, wanneer God jou roep vir iets, is dit 9 uit die 10 keer heeltemal uit jou comfortzone. Ek onthou toe die Here het my gesê dat ek moet die bediening en toe dat ek was ek is maklik. Die eerste Sondag, 17 September, 3 September 2017. Toe hou ons kerk soos nog nooit van tevore. My maaters het 'n orkes soos geplak en geplay en we just rejoicing. Ek slaan my dromme dat die rook staan. Dan is ons lekker, ons is nou ons hier aan doing what I'm used to do. Ek het iemand wat bedien. Can you remember that service up there? En daai volgende Sondag, toe is al die instrumente uitgeplak en daar is niemand daar nie. En ek en my vrou stap in 'n media sentrum in, wat onderste bo is. En ons moet regpak, en ons moet skoonmaak, en ons moet goede inplak, en die goede wil nie werk nie. En mense kyk vir ons wat ons moet gordijntjie oor die boek aan en dat het mooi lyk. Probeer het daarom net na iets laat lyk. En die mense stap in. Dan moet jy jou spiele vol staan waarvoor God jou geroep het. Dit is baie mense, daar is een persoon wat ek weet wat daai diens mis, hy sit daar agter. Ons het opgestyg en ons het geland in 20 minute vlek. Koortjies gesing, offerande opgeneem, gepreek, die hele works. Want hoekom toe ek daar gaan staan, toe maak ek so. Nie dat ek nou nie meer so maak nie, glo vir my, daar is niks so, soos, ek sê nie sê die terger nie, maar ek is so bang om hier te kom staan, want weet jy wat, is 'n groot plek om hier te kom staan, en te kom sê, dit is wat God wil hê. Maar wat ek vir jou sê, ons wil sê, Here gebruik my, but just as long as it's not out of my comfort zone. Here, ek is beskikbaar, maar asseblief, Here, dit moet my net nie te veel kos nie. Ek wil het vir jou sê vandag, diensbaarheid, kos 'n prys, hoor. To serve, dit kos jou trots, dit kos jou tyd, dit kos jou gerief, dit kos jou self. Jesus se pad was nie maklik pad. Jesus het nie net voete gewas nie, maar hy het sy lewe gegee. Ek het nou die dag gesê, hy het gedien in alle aspekte van sy lewe, dat hy hier die aarde was, het hy gedien, kind van God, meer as wat enige mens seker ooit sal kan dien. Toe ontslaan, te dien. Toe bespot, toe dien hy. Toe die eerste druppel bloed val, toe dien hy nog steeds. Toe die eerste wond oopruk, toe dien hy nog steeds. Met elke asemteug wat er hier die aarde was, het hy ons gedien. Ware diensbaarheid is ook nou gesê, dit is nie wat jy doen wanneer mense sien. Dit is wat jy doen wanneer daar niemand is om jou eer te gee nie. Om te help sonder erkenning. Om te gee sonder om iets terug te verwag. Om lief te hê. Alhoewel daai persoon wie jou liefde vergee, dit nie eers werklik verdien nie. Daar is 'n whole another level of serving. En ek jou vra, wanneer laas het jy iets gedoen vir iemand? Hoor mooi, en ek wil iemand regtig baie mooi luister vandag. Wanneer laas het jy iets gedoen vir iemand sonder om eers 'n hint te hê van to get something back in return? Wees eerlik. Wees eerlik volgende. Want daar's baie min wanneer jy sê,
ek sal iets doen sonder om iets terug te wag. Kom ons maak dit bietjie ongemaklik. Kom ons maak dit bietjie meer persoonlik. Ek weet van 'n paar, en julle weet wie ek weet wie julle is. Ek is ook een van hulle. Is jy 'n maklike persoon om te help? Of die mense jou eers oorleef? Is jy 'n nederige persoon? Of is jy iemand wat baie maklik geïrriteerd is? Dien jy by die huis? Of dien jy net by die kerk of by die werk waar ander kan sien? Want jy sien, hier is die waarheid. Diensbaarheid wys aan die ander kant van jou as mens. Diensbaarheid wys my jou hart. Dit wys my wat hier binne aangaan. En weet jy wat, ek sê baie maal vir my vrou, there's a lot of things that is said in the unsaid. Jy kan net kyk hoe mense is, wat mense doen, dan weet jy, stille waters, diepe grond. Onders, wat is my onder? Ek gaan nie verder gaan, jy ken jy wat gesê. Want jy sien, dis hoekom dit belangrik is, wat ons 'n paar weke terug oor gepraat het. Die vrug van die Gees, die vrug wat by die bekering pas. Want jou doen en late spreek van jou diensbaarheid. Ek wil vanoggend vir jou iets wys. Ek wil jou wys wat diensbaarheid is, en ek hoop vanoggend van harte dat ek dit kan doen wat ek graag wil doen. Jy sien, diensbaarheid is nie net woorde, dis dade. Hier is 'n bak met water en 'n emmertjie, en as jy na dit kyk, is dit baie eenvoudig. Water in 'n handdoek en 'n bakkie. Maar weet jy wat? Gaan sit dit in Jesus Christus aan, dan word hierdie 'n heeltemal ander prentjie. 'n heeltemal ander prentjie. Want jy sien, die koning van die heelal, hy vat nie 'n kroon nie, hy vat 'n handdoek. En hy sê, kom, dat ek jou voete was. Hy kom kniel voor sy disipel, en hy trek die skoene van sy voete af, en hy begin sy voete was. Nie omdat hy moes nie, but because he came to serve. Nie omrede dat hy wou niks daardeur bewys. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Hy het nie nodig gehad om homself te verneder, maar hy het gekom om te dien. En die probleem van ons as mens vandag, is ons is nie bereid om te buig, om te dien nie. Soos ek nou gesê het, nee Here, ek sal dien, solank ek nie nodig het, om iets kos. Ek sê vanoggend vir my vrou, weet jy wat is diensbaarheid? Hierdie water, wat gebeur, as ek dit uitgooi? Dit vloei, sonder moeite. Dit vloei. Dit gaan af. Dit druk nie terug in die bottel nie. Dit loop uit. En waarheen gaan dit? Na die laagste punt. Dit probeer nie terug in die bottel kom nie. Dit gaan na die laagste punt toe. Dit gaan af. Dit is diensbaarheid. Amen. To go down to the bottom of the food chain. Die woord sê, jy moet jouself verneder voor God. En hier kom hy, die koning van die heelal, en hy kom verneder vir sy disciples.
Hierdie handboekie verteenwoordig nederigheid, oorgawe en liefde. Jy sien, as ek hom so by hand hou, beteken hy niks, maar die oomblik as ek die knie buig, en ek Edward sy skoene van sy voete afhaal, en ek sy voete was, verneder ek myself vir hom om te doen. Jesus doen die werk, wat niemand anders wil doen nie. Want jy sien, dit vat iets, en ek het dit gesê, ek gaan dit nie doen nie. Maar kom ons veronderstel, ek vat randomly, kies ek jou, Tannie Barbara, ek vat Tannie Barbara as 'n voorbeeld. As ek nou vir Tannie Barbara van my voor te kom sit, en ek kom kniel voor jou, en ek haal jou voete van jou skoene af, en ek was jou voete, en ek salf jou voete, en ek vee af, ek bring myself op 'n ander plek van God. But you see, we do not want to stoop that low. Ons wil nie so ver afgaan nie, want dit kos 'n prys. Want ek kan myself nie so verneder nie. Dink bietjie. Want ons almal het so iemand. Maak jy self nie, dan maar nie. Ons almal het daai een persoon in jou lewe. Dink vanoggend bietjie. Wie se voete sal jy nie wil was nie in jou lewe? Ek dink daar's 'n paar wat meer is nie. Wie volgens jou is te moeilik? Wie volgens jou is dit nie werd nie? Ons is mens, maar ons praat met mense, doen ons, jy is baie stil volgens. Maar ons almal het daai persoon, ek sal nie so laag daal nie, pastoor. Ek sal nie, hy is dit nie werd nie. Maar dan kom ons nou terug met die maat waarmee jy weet, sal vir jou gemeet word, kind van God. Want jy sien, Here, vergewe my, ek het die grootste sonde gepleeg. Maar jy kan jou boet en jou sussie nie vergewe, dat jy skeef aan kyk. Jy is nie bereid om die nederige een te wees nie. Want jy sien, hier is dit. Jesus het presies geweet vir daai mense wie se voete hy was, gaan doen. Hy het geweet presies wat in elkeen se kop gaan. Hy is God. Hy het geweet Petrus gaan hom verloor. Hy het geweet Judas gaan hom verraai. Maar hy is dit het hom nie gestop om te gaan en te sê, laat ek dit nie. Kind van God, dit is van liefde, is hoor. He still served knowing exactly what they're going to be doing. Ek het wel dat ons moet gepraat oor die spoegte. Kan ek jullie nou sê? As hy moes, sou hy elke ou wat hom stukkend geslaan het in die kans, hou in sy gesig geslaan het, die baard in sy gesig uitgeruk het, hom gespoeg het. Hy sê nog steeds, hy het voete gewas het. Because he came to serve. Ek wil vir jou sê hoe mooi woord is. Dit kos 'n prys om te dien. Dis nie 'n maklike prys nie, maar dis die moeite werd. Hoor mooi wat ek vir jou sê, dis absoluut die moeite werd. Want wat sê God? Die wat laaste is, sal eerste wees. As jy bereid is om jouself voor God te verneder, sal hy jou verwag. Maar jy sien, ons soek die mense eer.
Ons soek die mense verheerliking. Ons soek die mense opinie, wat moet goed wees oor my. Ek wil vandag vir jou sê, mense opinie tel niks by God nie. Jy sien, hier is die waarheid. Ons wil die kroon hê, maar ons wil nie eers die handdoek vat nie. Ons wil die ewige lewe hê, maar ons is nie bereid om ons lewe af te lê nie. Ons wil die platform hê, maar ons is nie bereid om die diens te lewer wat die platform verlang nie. God soek nie vandag, praat nie, asseblief. Ek wil vandag vir jou sê, die Here is nie vandag om mense te soek wat wil praat nie. God soek nie mense wat wil titels volmaak nie. God soek nie mense wat wil sê, hierdie band het vanoggend geperform nie. Nee, dit van God. Weet jy wat? Hy soek manne en vroue wat bereid is om te buig. Hy soek manne en vroue wat bereid is om te sê, Here, maak nie saak wat U wil hê ek moet doen nie. Wat U wil hê ek moet doen, sal ek doen, al kos het my wat. Ek wil vandag vir jou sê, it's not easy to be there. Baie mense sal dink as jy gevra word om 'n badkamer te kom skoonmaak by 'n kerk. Hulle dink Jesus, hoe kan jy dit doen? Kan jy dit van my verwag, man? Dan moet ek my hand in 'n toilet kom sit, ek het 'n bediende wat ek by huis doen. Can I shut the child up? En is serving. Baie mense dink dit is benede my, maar dit is nie. Maar jy moet onthou dit wat jy doen, jy nie vir die pastoor nie. Jy doen nie vir die kerk. Want wat is hierdie? Aanbiddingsplek vir hom wat leef. Hy is die een waarvoor ons hier is. Hy is die een wat ons kom aanbid. So wat doen jy, kind van God? Ons moet toch bietjie trots hê op wat ons het vir hom. So once you apply yourself, you serve him. Die Here soek manne en vroue wat sal buig. Mense wat sê, Here, al sien niemand nie. I'll still continue doing what I'm supposed to be doing. Al kry ek nie al erkenning daarvoor nie. Weer eens kan ek voorsien as mense, ou daarvan om te sê, Jesus, weet jy, hier gesê natuurlijk. Ek sê volgende waarom jy moet geblees gaan uit, of het is lekker om te hoor. But it's not what it's about. Maar weet jy wat? Al wat ek doen, al wat Bram doen, is die talent wat God hom gegee het. Gee hy terug. Tot eer van hom. As ek hier sit, doen ek dit nie vir myself nie. Elke persoon, en ek volgende vir jou sê, as jy hier sit en jy doen dit om gesien te word, asseblief hou het moet ek doen. Moet jy mos het tyd? Jy is nie om gesien te word nie. Ons is hier om te dien. Ons is hier om te buig. Ons is hier om te werk vir hom. Maar jy sien, die ding is, dit kos 'n prys. Dit kos opoffering, dit kos 'n ander leefstyl. Wat jy moet leef. Ek het vanoggend terwyl ek in my kantoor sit en voorberei, toe die Here dit baie swaar op my hart,
En ek gaan vanoggend 'n paar handdoeke hier voor neer lê. Wat jy sien, ons het nodig om te buig. Ons het nodig om laag te buig. Want weet jy hoekom? Jesus Christus het laag gebuig. Hy het die knie gebuig vir mense wat hom nie verstaan nie. En my boodskap vanoggend is wie gaan die handdoek optel. Want hoe diensbaar is jy? Hoe diensbaar is jy? En ek wil vanoggend vir jou vra, is jy bereid om te sê, Here, ek sal die handdoek optel. Here, breek my trots, Here, breek my eer wat ek wil hê. Vat dit weg. Laat het buig en diensbaar word. En ek wil vanoggend vir jou die geleentheid gee om te sê, Here, ek kom vanoggend en ek tel my handdoek op en ek is bereid om te dien soos wat ek gedien het. En ek wil regtig vir jou vra, as jy vanoggend sê, Here, is tyd dat ek moet doen wat ek moet doen, wil ek vir jou vra om vat die handdoek. Ek sal hom by jou vat en ek sal hom weer dag, en sal ek kom vat jy vir jou plek hier voor, en kom spandeer so 'n bietjie tyd saam met die Here. Kom sit voor, kom raak besig